Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 159, vers 1 en 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 201, vers 1, 2 en 3.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing gesang 449, vers 4, waarna u weer kan sit. Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22, vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing gesang 308, vers 1, 2 en 5.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die boek Eksodus. Eksodus hoofstuk 2 vers 15 tot 22 en dan hoofstuk 4 vanaf vers 18 tot 26. Net voor ons begin lees, voor vers 15 het dit by die farao uitgekom dat Moses 'n Egiptenaar om die lewe gebring het en dan volg ons skrifgedeelte daarop. Toe dit by die farao uitkom, wou hy vir Moses laat doodmaak. Maar Moses het van hom af weggevlug en in Midian gaan woon. Terwyl hy daar by 'n put sit, het die 7 dogters van 'n priester van Midian kom water skep om die drinkbakke vol te maak en hulle pa se kleinvee te laat suip. Toe daar veerwagters aankom en die dogters verjaag, het Moses opgestaan en hulle gehelp en hulle kleinvee laat suip. Met hulle aankoms by hulle pa, Reuel, dit is 'n ander naam vir Jethro, het hy gevra, hoe het julle dan vandag so gou gekom? En hulle antwoord, daar was 'n Egiptenaar en hy het ons gehelp teen die veewagters. Boonop het hy vir ons water geskep en die kleinvee laat suip. Toe vra die priester vir sy dogters, waar is hy? Waarom het julle die man daar laat staan? Gaan nooi hom huis toe om by ons te kom eet. Moses het ingewillig om by Reuel te kom woon en is later met sy dogter Sipora getroud. Toe sy 'n seentjie kry, het Moses hom Gersom genoem, want, het hy gesê, ek woon as 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Wat volgende gebeur, is dat God met Moses uit 'n brandende doringbos praat en hom opdrag gee om terug te gaan Egipte toe, om sy volk uit die slawehok uit te lei. Daarna het Moses na sy skoonpa Jethro, dieselfde as Reuel, Jethro toe teruggegaan en vir hom gesê, ek wil graag teruggaan na my mense toe in Egipte, om te sien hoe dit met hulle gaan. Jethro antwoord hom, gaan gerus. In Midian het die Here aan Moses gesê, gaan nou terug na Egipte toe, want al die mense wat jou wou doodmaak, is al dood. Toe is Moses met sy vrou en kinders na Egipte toe. Hy het sy vrou en kinders op 'n donkie laat ry en die kierie wat God hom gegee het, saamgevat. Die Here het vir Moses gesê, wanneer jy teruggaan Egipte toe, moet jy sorg dat jy al die wonderwerke waartoe ek jou in staat gestel het, voor die farao doen.
maar ek sal hom hardkoppig maak, en hy sal die volk nie laat gaan nie. Dan moet jy vir die Farao sê, so sê die Here, Israel is my oudste seun. Ek het vir jou gesê, laat my seun gaan, sodat hy my kan aanbid. Maar jy het geweier om hom te laat gaan. En nou gaan ek jou oudste seun doodmaak. Waar Moses hulle langs die pad oornag het, het die Here by hom gekom en wou hy vir Moses doodmaak. Sipora vat toe 'n klipmes, sny haar seun se vooruit af, raak daarmee aan Moses se voete en sê, jy is nou my bruidegom wat deur bloed beskerm word. Die Here het Moses met rus gelaat, net toe sy sê, bruidegom wat deur bloed beskerm word. Dit het betrekking op die besnydenis. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U het net gepraat en uit duisternis en niks is 'n ganse kosmos geskep. Wanneer U praat, skrik en sidder die diere in die bos. Die weer antwoord met bliksemstrale en die grootste berge bewe. U is almagtig en allerheilig. En daarom, goeie Heer, bid ons saggies. Grote God, maak ons tog wyser en slimmer as die natuur en die diereryk. Laat ons skrik as ons U naam hoor. En laat ons sidder wanneer U deur U woord en gees met ons praat. Want eers wanneer ons besef dat ons met ons hele lewe op heilige grond voor U staan, dan eers alleen kan ons begin lewe. Eers wanneer ons met 'n kinderhart U grootheid sien, verloor alles van hierdie wêreld sy glans en sy duisternis. Eers wanneer ons U hand sien wat ons vashou, verloor ons vrese vir wat hierdie wêreld en die bose ooit aan kan dink
om op ons pad te bring. Ja, goeie Heer, eers dan, selfs al sou die vyeboom nie bot nie en die veekrale leeg staan, eers dan kan ons saam met die profeet uitroep: dit is U wat ons pad mooi maak. Maak ons tog elke oomblik van ons lewe, in goeie of slegte tye, maak ons bewus van U liefde. Deur U liefde het U U seun aan die kruis laat sterf, dat ons aan hom kan behoort. In ons skamele mensetaal kan ons maar net U heilige woord agterna praat en uitroep: aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Vee tog ons sonde weg en hoor dan tog, as ons tot U in die naam van Jesus Christus U aanroep, net om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 456, die eerste en die derde strofe.
Ons het 'n spreekwoord wat sê, dis die hoogste bome wat die wind tref. En as ons dink oor wat Jesus Christus in die Nuwe Testament gesê het, die wat reken dat hulle eerste is, sal laaste wees, en die wat dink dat hulle laaste is, hulle sal eerste wees, gee miskien dalk vir ons 'n aanduiding oor hoe ons vanoggend se skrifgedeelte moet verstaan. Moses se ontmoeting met God hier in hoofstuk 4 is ongetwyfeld een van die vreemdste en mees verwarrende gebeure wat in die Bybel opgeteken is. In hierdie gedeelte is Moses op pad Egipte toe om 'n opdrag van die Here te gaan uitvoer. Dis waarheen hy op pad is. En dan lees ons, daar op 'n plek waar hy en sy gesin oornag het, wou die Here hom doodmaak. Nou word ons nie vertel wat het nou spesifiek die nag tussen God en Moses gebeur nie. En miskien moet 'n mens dalk in jou geestesoog dieselfde prentjie skep as wat destyds met Jakob gebeur het. Toe Jakob terugkom na sy vaderland en hy weet Esau wag vir hom, het hy daardie nag by die Jabokrivier by Pniel in 'n worsteling gegaan met 'n vreemde figuur wat uiteindelik al die tyd God was. En Jakob het fisies nie goed van daardie worsteling afgekom nie, want hy's op die heup geslaan en die het uit potjie gespring. Miskien moet ons so 'n prentjie vir onsself teken wanneer ons lees dat God Moses die nag wou doodmaak. En dan lees ons ook, terwyl hierdie worsteling tussen God en Moses aan die gang is, het Moses se Midianitiese vrou, Sipora, opgespring en hulle seentjie besny, Gersom, en so eintlik Moses gered. En nou is hierdie gedeelte baie moeilik om te verstaan. Soos ons reeds gevra het, hier is Moses op pad om 'n opdrag van God uit te voer en God wil hom doodmaak. En dan lees ons boonop dat Moses se Midianitiese vrou ingryp en die oudste seentjie besny. En toe sy nou met die kind se vooruit aan Moses se voete raak, toe sê sy vir hom, jy is 'n bloedbruidegom, en toe het God sy worsteling met Moses gestaak. Wat is hier besig om te gebeur? Nou moet ons heel eerste net 'n bietjie op die geskiedenis terugloop en kyk na die Midianiete tot op hierdie punt van die geskiedenis.
Nadat Abraham se vrou Sara oorlede is, het hy haar begrawe, so onthou ons die geskiedenis, maar Abraham is toe weer getroud met 'n vrou met die naam van Ketura. En lees ons daar in Genesis dat sy ook vir Abraham seuns in die wêreld gebring het. En wat het in daardie huishouding plaasgevind? Die kinders wat uit daardie huwelik gebore is ook opgevoed in die vrese van die Here, in die vrese van die God van Israel. En een van daardie seuns, sy naam was Midian. En hy was die aartsvader van die Midianiete. En so het dit gebeur dat tot op hierdie tydstip van die geskiedenis het die Midianiete ook die God van Israel aanbid. Alhoewel die Midianiete nie 'n uitverkore volk was soos Israel. Jethro, die Midianiet, wat 'n priester was effektief 'n priester van die God van Israel. En Sipora, wat in sy huis groot geword het in 'n huis groot geword waarin die God van Israel aanbid is. En Sipora het ook presies dan geweet wat 'n besnydenis is en wat dit beteken. En toe hierdie worsteling met God in die nag plaasvind, weet sy presies wat om te doen. En sy besny hulle oudste seun Gersel. Wat ons in die Ou Testament verder lees van die Midianiete, is dit baie duidelik dat hulle maar later jare ook verval het onder die afgoderry. Maar goed, God se toorn teen Moses is te wyte daaraan dat Moses, wat nou die opkomende leier van Israel is, gaan wees, is dat hy ernstig versuim het om die verbondsreëlings wat God al met Abraham gestig het, om dit na te kom. Hy het nie sy seun besny nie. En nou is hy op pad as verteenwoordiger van God om die volk Israel uit Egipte uit te bevry, maar Moses se huis was nie in orde nie. As die reëling geld vir die Israeliete, dan geld dieselfde reëling vir die leier van die volk. In elk geval moet ons onthou dat hierdie taak wat Moses gekry het, 'n baie ernstige saak was. Jy moet Egipte toe gaan en dan moet jy vir die farao sê, ek sê vir jou, laat my seun gaan dat hy my kan dien, maar as jy weier, sal ek jou oudste seun vat. Vir Sipora, om hierdie besnydenis uit te voer, was in die krisis van die oomblik 'n verstandige ding om te doen.
maar 'n baie waaghalsige ding. Want dit was die mans se werk om die seuns en wie ook al hulle by Israel voeg te besny. Moses het as pa sy plig versuim. Dit was Sipora se daad wat gemaak het dat Moses sy lewe behou het. En nou moet ons mooi verstaan, as Sipora hier uitroep, nou is jy vir my 'n bloedbruidegom, het sy nie met die woorde iets negatiefs bedoel nie. Sy het iets positiefs bedoel, baie positief. Want elke manlike Israeliet was vir sy bruid en sy vrou 'n bloedbruidegom. Die besnydenis raak die vrou net soveel. Want wanneer 'n vrou met 'n Israeliet trou, dan was die besnydenis van die man 'n teken vir haar dat hy God aanbid en nie afgode nie. So elke Israeliet was vir sy vrou 'n bloedbruidegom. Die woord bloedbruidegom val nie goed op ons Afrikaanse oor nie. Maar dit het vir die Israel, man en vrou, alles beteken. Daarom sê sy vir hom, jy is nou vir my 'n bloedbruidegom. Die saak is reggestel. En net toe sy dit sê, toe los God vir Moses. Uit hierdie agtergrond het Moses 'n baie duur en groot les geleer. Al is jy ook op pad om leier van Israel te word, dan staan jy nogtans voor God Almagtig, aan wie jy tot op die laaste titel gehoorsaam moet wees. En dit beteken vandag vir my en u dat ons ook in ons geloof aan God gehoorsaam moet wees. Broeders en susters, God as Vader, Seun en Gees is nie ons speelmaat nie. As ons vanoggend na die samevatting van die wet luister, en die wet sê dat jy God met jou hele hart en met jou hele siel moet lief hê, is dit nie leë woorde nie. Dit is woorde waarop ons elkeen baie nougeset ons lewe moet inrig. En ons blaai na die Nuwe Testament en ons lees daar dat Jesus Christus vir ons hierdie groot genade gebring het, dat ons deur ons geloof in hom die koninkryk kan ingaan. Dit beteken
dat ons nie maar kan voortgaan met ons slorsige lewe nie. Wanneer die Seun van God in ons lewe intree, dan moet ons lewens verander en moet ons, by wyse van spreuke, die reëls van die koninkryk gehoorsaam. En selfs wanneer Jesus Christus op 'n punt gesê het, elkeen wat in my glo, is my ma of my broer of my suster, dan beteken dit nie dat ek met Jesus Christus kan omgaan asof ek sy ma of sy pa is nie. Asof ek sy ou broer of ou suster is nie. Jesus Christus is nie enige Jan Rapp en sy maat se ou vriend nie. Want dink vir jouself, as God sommer net enige Jan Rapp in sy maat se vriend was, wie aanbid ek dan as ek vanaand op my knieë gaan? Sommer 'n afgod, want hy's almal se vriend. Toe Jesus Christus saam met die tollenaars en die sondaars en die prostituie gaan eet het hy nie daarmee hulle lewenswyse goed gemaak nie. Inteendeel, in die Matteus Evangelie toe hy uitgevra word oor wanneer twee mense in 'n rusie betrokke is en dit voor die gemeente gebring word en die man wil nie luister nie, het Jesus gesê, dan moet daardie man uit die gemeente gewerp word en hy moet vir jou wees soos 'n tollenaar en 'n sondaar. Nêrens is 'n slorsige lewe, 'n sondige lewe goed gepraat nie. En as ons mooi daaroor dink, dan kan ons eintlik op ons knieë gaan en sê, God dank, dat ons elkeen voor God kniel, wat die skepper van hemel en aarde is. Kan ons sê, God dank, dat wanneer ek in die naam van Jesus Christus in versigtigheid voor hom kom staan, dat hy dan na my sal kyk met vergewende en liefdevolle oë. Broeders en susters, mag die Gees tog gee dat ons lewens as heilige offers aan God sal bied. God wat in ontoeganklike lig woon. Amen. Ons slotgesang is gesang 464, die eerste en die derde strofe. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, hoe groot is u?
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.